Hallo mense, ek gaan vandag 'n bietjie die graad 12 regressie lyn statistiek doen. Dit kom van die November 2021 vraestel af. Soos altyd werk ek in die tweede helfte van die video deur die vraestel. Dit help gewoonlik 'n bietjie om eers die vrae self te probeer. Want wanneer ons breine moet werk om te onthou, dan onthou hulle dit beter. Vir die van julle wat bietjie sukkel met die werk, ek gaan 'n vinnige hersiening doen vooraf. Dit is meestal net calculator stuff. So hou net vas, ons gaan dit nou doen. Vir die van julle wat reg is met die vraestel te begin, hy gaan hierdie tyd op die YouTube video wees. So ek spring direk soontoe en begin. So, let's get started met die regressielyne stuff. Regressielyne stuff. Wanneer gebruik mense regressielyne? As ons iets het wat saam met iets anders werk, soos, kom ons maak dit something fun. Hoeveel koekies jy eet en hoe hoog jou sugar high is. Koekies geëet vir die x-as en jou sugar high. As jy op 'n dag 2 koekies eet en jou sugar high is nie te bad nie, dan is jy daar. Maar op 'n ander dag eet jy baie koekies en dan is jou sugar high hierso. En jy gaan nie elke dag presies dieselfde waardes kry nie. Net omdat jy weet, miskien is jy bietjie dehydrated een dag en dit maak jou sugar high erger. Maar dit vorm basically, mens kan sien daar's 'n bietjie van 'n relationship, 'n korrelasie is die fancy woord daarvoor. En dan maak ons net 'n reguit lyn. Nou, hulle het 'n fancy manier om die formule te skryf, y is gelyk aan a plus bx, maar eintlik is hierdie net 'n reguit lyn. Jou a-waarde is hierdie chommy daarso. Jou b-waarde is die helling. So al wat hulle gedoen het, is hulle het y is gelyk aan mx plus c verkeerd omgeskryf. That's it. Alles wat jy in vraestel 1 geleer het, is van toepassing hierso. Dis alles vir die game. Jy mag enigiets daarvan gebruik. Okay, die laaste deel van hierdie storie is hoe om jou calculator te bestuur. Kan jy nog onthou om dit te doen? So, wat mens doen is maar mode stat en dan daai enetjie wat sê a plus bx. Ek weet nie wat 'n nommer dit op jou calculator is nie. En dan lees jy die waardes in soos wat jy dit gedoen het vir graad 11 stuff. Is basically tik jy waarde in, dan maar is 12 en dan druk jy is gelyk aan en dan tik jy die volgende ding in en is gelyk aan. En jy kan ook jou knoppies wat op, af, links en regs gaan gebruik om jou cursor op die regte plek te kry. En dan om die waardes te kry, of meeste van die waardes te kry, gebruik jy druk jy shift 1, dan soek jy vir die een wat sê soos 'n regression of regressie. En dan natuurlik ons korrelasie koëffisiënt, die laaste deel van hierdie ding. Korrelasie koëffisiënt. Ek hoop ek het dit reg gespel. Hy kan positief wees as jy 'n lyn oploop, dan is hy positief. En as jou lyn 'n negatiewe lyn is, dan gaan hy negatief wees. Nou, as hy naby aan 1 is, sê nou maar hy's 0,95 of minus 0,97, dan het mense sterk korrelasie. Korrelasie. Yes.
Ek moet 'n bietjie mooier skryf. So, hier is ook 'n sterk korrelasie. Hierdie een is negatief en hierdie chommy hierso is positief. En wat dit beteken is jou kolletjies was so gewees dat hulle relatief naby aan jou pyltjie was of in jou lyn is. Dit lyk as die lyn nie daar is nie, dan lyk dit nog steeds asof daar 'n lyn daar behoort. Maar kom ons doen iets soos hierdie chommy. Like, nou wat nou? Loop ons lyn so? Loop ons lyn so? I don't know. Hierso gaan jou korrelasie koëffisiënt nader aan 0,5 of minus 0,5 of positief 0,5 is. En dit beteken daar is 'n swak korrelasie. En dit beteken ons voorspellings gaan 10-1 nie waar wees nie. Okay, ek dink dis dit van my kant af hierso. En hierso is die vraag. En hier kom jy met my. Okay. Hulle sê hierso 'n padsel verkoop melk en 5 liter houers aan die plaaslike gemeenskap. Die prys wissel volgens die beskikbaarheid van melk by die padsel. Seems a bit dodgy. Die prys van melk in rand per 5 liter houer en die aantal 5 liter houers melk verkoop word in die tabel hieronder aangeteken. Okay, dis cool. 2.1. Op die rooster wat in die antwoordboek verskaf word, teken die spreiddiagram om die data te verteenwoordig. You know, that's baie werk, ek sien hulle stof voor nie, but okay, let's do it. Okay, so die eerste is by 26 en 48. So, prys van melk en rand, hier is die prys, en dan sê hulle hierso, aantal houers verkoop is 48. So hierso sê hulle 26, 48, 48, 48, 48, 48, 45, 50, 48. Nice. Volgende enetjie sê 32 en 30. Nee, dis maar daar. En dan is dit 36 en 26. Nee, dis maar klaar daar. 28 en 44. Daar gaat hy. 40 en 23. 1, 2, 3. 33 en 32. 29 en 39. 34, 29, 27 en 42. En 33. Alright. Daar het julle dit, mense. 2.2. Bepaal die vergelyking van die kleinste kwadrate regressielyn van die data. Ok, hier is die punt waar ons nou ons calculators moet gryp. Ek gaan tik, ek gaan mode, dan stat, en dan gaan ek soek vir die ding wat sê A plus BX. En dan gaan ek net alles intik. See you on the other side. A few minutes later. Alright, en ek het waardes hier so, ek het Y is like an A plus BX. My A waarde het ek gekry as 90,47, mens en nu 48, mens rond 8 tot die tweede desimaal.
En dan kry ek vir B is 1.77x. En dis y. En vergelyking van die kleinste kwadraat regressielyn van die data. Yep, got it. Okay, that's it. 2.3. Okay, so indien die ou 'n 5 liter houer melk vir soveel verkoop, hoeveel voorspel die aantal 5 liter houers wat hy sal verkoop? Okay, die maklikste manier hier is, ons gebruik hierdie vergelyking wat ons nou net gemaak het. 90.48 minus 1.77 mal met 38. Tik dit straight up in jou calculator in, soos 'n gewone som, en let's see what the answer is. Ek kry 23.22. Yep, that's it. Volgende is 2.4. Verwys aan die korrelasie tussen die prys en die aantal en lewer kommentaar oor die akkuraatheid van jou antwoord. Okay, so kom ons gaan kyk wat R is. My R-waarde is minus 0,94. Dit beteken daar is 'n sterk negatiewe korrelasie. So dit wil sê, die kans is goed dat die voorspelling akkuraat is. Alright mense, dis dit vir November 2021. Daar is ander tipe vrae. So maak seker jy doen genoeg oefenvraestelle, maar jy sal okay wees. En as daar enige ekstra vrae is, gooi hulle in die comments. Ek beantwoord hulle graag.